Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons, dis reg, net die waarheid. En vanaand se onderwerp, wie is die Heilige Gees? Dit is die Gees van God die Vader en is die Gees van Jesus Christus. En hulle twee is een, saam met die Heilige Gees, is hulle drie-enige God. Nou gaan vir julle lees in 1 Johannes 5 vers 7. Want daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. En dan wil ek vir julle lees daar by Johannes 1 vers 1. Van die Woord is Jesus Christus. Daar skryf hy, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Dis hoekom ek sê, dit is Jesus Christus die Woord. En julle moet bykie julle Bybels toets, al die nuwe vertalings, hierdie vers 7, van 1 Johannes 5 vers 7, is nie daar nie. En dit is hoe hulle so stadig maar seker dingetjies uithaal. En in my oë is dit glad nie die regte ding nie. Ons lees daar in Openbaring. Openbaring 1:22, waar hy ook skrywe, as een van hierdie boek van my weglaat, dan sal die Vader dat sy deel uit die ewige lewe weglaat. En as een byvoeg by hierdie boek, dan sal die pla wat in hierdie boek geskrywe staan, vir hom bygevoeg word. So dis 'n baie ernstige saak. Maar ja, dit daarby gelaat, ons praat van die Heilige Gees. En ek wil vir julle lees ook in Johannes, waar Jesus self gesê het, dat as hy nie weggaan nie, kan die trooster nie kom nie. Hy het gepraat met sy disippels. Toe sê hy, dis oordelig vir julle laat ek weggaan. En as ek weggaan, dan sal ek die trooster na julle stuur. En ek gaan vir julle lees, dat dit is wat Jesus gesê het. Ons lees daar in Johannes 16, vers 7 tot 11. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die owerste van hierdie wêreld, dit is die Satan. Nou ja, dan lees ons ook daar by vers 13. Maar wanneer hy gekom het, en dit is die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En die toekomstige dinge aan julle verkondig. So julle moet luister. Ek wil vir julle 'n ander ding vertel. As julle die Jesus Christus aangeneem met saligmaker en verlosser, net, as jy tot redding kom, dan kom die Heilige Gees dadelik in jou woon. En dan begin hy ons skoonmaak. Dus kom ons baie moet luister na daai stemmetjie van die Heilige Gees, wat jou oortuig van die sonde, en van die verkeerde dinge in jou lewe. So maak hy jou skoon, want ons is die tempel van die Heilige Gees. Dit sê hy ook daar so in 1 Korintiërs. Praat hy van die tempel van die Heilige Gees. So hierdie tempel moet dan gekyk word. En alles wat verkeerd is in ons hart en in ons lewe, dit moet ons skoon maak. En so word ons al skoner en heiliger voor die Here. Dit is die doel van die Heilige Gees. En dan lei hy jou in die waarheid. En
Ek wil met 'n volgende geleentheid, met 'n volgende video, sal ek vir julle 'n bietjie die behandeling, sal ons behandel van die gawes van die Heilige Gees en van die vrugte van die Heilige Gees. Want dit is 'n goeie ding om te weet. Daar is 'n ander ding wat die mense altyd sê, as jy nie in tale praat nie, dan het jy nie die Heilige Gees nie. En in my oë is dit glad nie die waarheid nie. Maar ek sal vir julle in die volgende video dit wys. So bly in die waarheid en blessings.